Goeiemôre gemeente, baie welkom aan elkeen vanoggend ook. Mag die Here vir ons seën op hierdie eerste Advent Sondag, wat ook in die kerklike tradisie bekend staan as die Sondag van Hoop. Die Sondag van Hoop. Ons gaan in die volgende paar geleenthede tot met Kersdag wil ons elke keer 'n kers aansteek wat ook simbolies is van hierdie temas waarby ons stil staan in die Adventstyd. Die hoop, vreugde, vrede en liefde. En dit loop dan uit op Kersdag as die hoogtepunt met die geboorte van Christus. Ek wil Philetia vra om vir ons die kers te kom aansteek asseblief. Die eerste Adventkers. Asseblief tog. Ons begin vanoggend met 'n paar verse uit 1 Petrus. 1 Petrus 1 vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Dis ook 'n voorreg om elkeen van julle te mag groet in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, genade en vrede vir elkeen van julle. Ons gaan 2 liedere saam sing, lied 203 en ook lied 334. Loof die Here, al wat lewe wil hom dank en hulde bring, en ook lied 334, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Daarna wil ek vra dat ons net sal bly staan en dan doen ons ook belydenis so saam van ons geloof. Kom ons staan en sing tot eer van die Here.
Ons kan daarom, omdat God liefde is, ook met groot vrymoedigheid ons geloof bely vanoggend. Kom ons doen dit ook saam hardop in die bekende woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan gerus weer sit, dankie. Piet, ja, dankie. Broers en susters, daar op die skerm is 'n skildery wat die baie bekende Rembrandt het dit geskilder in 1630. En dit is 'n skildery van Jeremia, die profeet Jeremia, wat huil en wat treur oor die vernietiging van Jerusalem en van die tempel, waarvan ons vanoggend ook gaan kennis neem in die prediking. Skildery deur Rembrandt, 1630 van Jeremia, die profeet van die Here. Ons gaan vanoggend so 2 gedeeltes saam lees. Die eerste gedeelte uit Jeremia 33 en dan later in die boodskap gaan ek ook vir ons lees uit Markus, hoofstuk 1, so die eerste 8 verse. Voordat ons saam lees, kom ons word net stil voor die Here, dan buig ons ook ons hoofde in gebed. Here ons God, U is liefde, en daarom, Here, kan ons harte juig, kan ons jubel, kan ons bly wees, kan ons vreugde beleef, omdat U ook in U liefde na ons toe uitgereik het. Dat U na ons toe gekom het, dat U die wêreld kom aanraak het, dat U Seun gestuur het, omdat U, God ons Vader, vir ons elkeen so lief het, omdat U nie wil hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, maar dat elkeen gered moet word tot die ewige lewe. Here, ons eer U daarvoor, ons eer U vanoggend as God ons Vader, ons aanbid U as Jesus Christus, die Seun van God, en ons wil U graag dien, ons wil U volg deur die krag van U Gees, die lewende Gees, wat hier by ons teenwoordig is. Here, ons wil bid dat U ook nou deur U woord en deur die werking van U Gees met elkeen van ons sal praat, dat ons U stem sal hoor, dat ons sal verstaan wat U vir ons wil leer, en dat ons U ook sal verheerlik deur 'n toegewyde lewe. Dit is ons gebed, ons bid dit in afhanklikheid. Amen. Ek lees graag vir ons net 'n paar verse uit Jeremia 33 en ek wil regtig vir julle aanmoedig
elkeen so in jou persoonlike stilte tyd, miskien vanaand of later vanmiddag, om die hele Jeremia 33, daai hele hoofstuk te gaan lees, dan word die agtergrond van dit ook vir ons miskien meer duidelik. Jeremia 33 vers 14 tot 18. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek die goeie belofte sal nakom wat ek aan Israel en Juda gemaak het. In daardie dae, in daardie tyd, sal ek vir Dawid 'n wettige afstammeling gebore laat word, en hy sal in die land reg laat geskied en reg doen. In daardie dae sal Juda gered word, en Jerusalem sal onbesorg woon en genoem word, die Here verskaf reg aan ons. So sê die Here, iemand uit die huis van Dawid sal altyd op die troon van Israel sit, en daar sal altyd Levitiese priesters wees om offers te bring, brandoffers en graanoffers. Ons lees net hierdie gedeelte eers uit die woord van die Here. Broers en susters, soos ons gehoor het, is vandag eintlik die begin van die Christelike kalender, die begin van die Christelike kerkjaar. So die Christelike kerkjaar begin nie die 1 Januarie nie, maar dit begin met die begin van Advent. Die eerste Sondag van Advent vandag, die 4de Sondag voor Kersfees. En Advent, weet ons, kom van 'n Latynse woord, die woord adventus, wat beteken om nader te kom. En in die Christelike tradisie verwys ons of praat ons ook van die Adventus Dei, of die naderkom van God op 'n baie besondere manier na hierdie wêreld van ons. Soos wat die Jode in die Ou Testament geleef het met hoop, met verwagting, met die hoop dat die Messias nog moet kom, dat Jesus nog gebore moet word, so is ek en jy vanoggend hier as gemeente bymekaar, ons as gelowiges, as Christene in die jaar 2024, ons sien uit daarna, ons hoop dat Jesus weer na ons toe gaan terugkom. Jeremia is gebore, die profeet van die Here, in die jaar so 650 voor Christus. Hy is gebore in 'n klein plekkie, amper nie eers 'n dorpie nie, 'n klein plekkie met die naam Anatot. Dis so 7 kilometer noordoos van Jerusalem. 'n Baie klein, eintlik 'n onaansienlike plekkie. En die naam Anatot beteken gebede word verhoor. Die naam Jeremia beteken God red of God verlos. En toe Jeremia so 24 jaar oud was, toe word hy geroep tot profeet, en hy sou vir 40 jaar lank sou hy as profeet dan nou optree. En na die val van Jerusalem in 586 voor Christus, het Jeremia moontlik nog vir so 10 jaar geleef. So Jeremia het so 85 jaar oud geword, toe hy, of was so 85 toe hy gesterf het. En hierdie boodskap wat Jeremia bring, as ons nou die hele Jeremia boek lees, 'n boodskap van straf, van oordeel, van vernietiging. Dit was glad nie 'n gewilde boodskap nie. Dit was nie 'n boodskap wat die mense van Juda en van Israel en mense oor die algemeen graag sal wil hoor nie. Jeremia word dikwels ook die huilende profeet genoem. Ons weet dat Jeremia ook die boek Klaagliedere van Jeremia waarskynlik
geskryf het, of dat klaagliedere geskryf is oor Jeremia en oor die uitsprake van Jeremia. Jeremia se optrede verder het die tydperke gedek van die laaste 5 konings van Juda. En Jeremia het beleef hoe dat die volk van die Here, hoe dat Juda op 'n absolute ramp, op selfvernietiging afgestuur het. En ons weet dat in 586 voor Christus, toe is Juda binnengeval deur die Babiloniërs, en die inwoners van Jerusalem is weggevoer in die grootste deel van hulle in ballingskap na Babel. Terwyl Jeremia hierdie hoofstuk 33 skryf, sit hy in die tronk. Jeremia het gepreek, Jeremia het letterlik alles gedoen wat reg was, en tog ly hy verskriklik. Jeremia was tot die laaste letterlik gehoorsaam aan die Here. En ten spyte daarvan kom koning Sedekia uit Jeremia se eie geleedere, uit sy eie volk, en hy laat Jeremia arresteer, en hy laat hom in die tronk gooi. Maar gelukkig eindig hierdie storie nie hier nie. Terwyl die chaos daar in Jerusalem en ook rondom Jerusalem voortwoed, gebruik die Here sy profeet, selfs daar in die tronk, om 'n boodskap van hoop te bring vir Israel, vir Juda, vir sy mense. En daarom, hierdie paar hoofstukke, hoofstuk 30 tot 33 van Jeremia, word ook genoem die troosboek van Jeremia. Omdat dit ook 'n boodskap van troos, 'n boodskap van aanmoediging, bemoediging, 'n boodskap van hoop inhou vir die mense van Juda. Jeremia 33, dink ek, wil vir ons help ook om Christelike hoop en Christelike geloof dalk beter te verstaan. En ons sien by Jeremia een belangrike ding, en dit is dat Christelike hoop begin nie by myself nie. Christelike hoop begin nie by my eie persepsies, my eie idees of opinies oor wat is reg of wat is verkeerd nie. Dit begin nie by my eie behoeftes of by my eie begeertes nie. Christelike hoop word nie in myself gebore nie. Jeremia sê vir sy mense, in die donkerste tye in julle lewe, fokus op God. Fokus op God, vertrou op die Here, want hy is julle hoop. Jeremia kom sê vir die volk van die Here, julle verleentheid gaan God se geleentheid word. Dit het ons ook al dikwels die afgelope tyd in die prediking gehoor. Iemand het 'n kommentaar geskryf, onder andere oor hierdie gedeelte, en in die kommentaar sê die persoon, God makes our disappointment his appointment. Dit is eintlik wonderlik, hy net een lettertjie verander. Die D word A. Ons disappointment word God se appointment. My teleurstellings, my ontnigterings, ons stikkende drome dalk, jou siekte, jou onsekerheid, jou twyfel, die foute wat ons baie keer maak, ons sonde, my disappointment, my verleentheid, word God se plek van ontmoeting met my. Dis waar God na my toe kom en my kom ontmoet. Wanneer iemand 'n diamant wil beoordeel,
die waarde van 'n diamant wil bepaal, wil kyk na sy kleure, wat die waarde daarvan is, dan hou hy daai diamant nie teen 'n wit agtergrond nie, teen 'n helder of 'n blink agtergrond nie. Die ou wat 'n diamant wil beoordeel, hou dit teen 'n swart agtergrond, teen swart fluweel, want dis juis daai teen daai swart agtergrond wat die waarde en die betekenis van daai diamant na vore kom. Sy ware karakter. En so weet ons mos, is dit ook in ons lewens, né? Dis baie keer in moeilike tye, miskien in donker tye, waar die ware karakter van jou en van my geloof ook sigbaar word. Jeremia hoor, hy sit in die tronk, hy beleef hierdie omstandighede waarin sy volk is. Hy hoor die gekerm van sy mense, maar Jeremia sien 'n ander werklikheid. Jeremia sien dit wat God hom laat sien. En Jeremia kom sê, hierdie brug tussen dit wat nou is, dit wat julle nou beleef, miskien die teleurstellings, die ontnigterings, die brug tussen dit wat nou is en dit wat nog kom, kan net op een manier oorbrug word. En dit is deur geloof, deur gehoorsaamheid aan die Here. Jy weet, ongelowiges kyk baie keer na ons as gelowiges, dan sê hulle kritiseer so 'n bietjie dalk en sê, maar ons as gelowiges is baie keer soos blindes wat in 'n donker kamer rondtas na 'n swart kat wat glad nie daar is nie. Ek dink nogal iets daarvan is geweldig waar. Soms van ons as gelowiges. Dit kan vir die wêreld daar buite lyk asof ons besig is met 'n geskarrel of klink. Ons soek in 'n donker kamer na daai swart kat, né? En hy is dalk glad nie daar nie. Maar die ongelowige wêreld mis ook baie keer iets. Die ongelowige wêreld mis dit dat Christelike hoop is nie iets waarvoor ons hoop nie. Christelike hoop is iemand in wie ons hoop. En al verloor 'n mens baie goeders in jou lewe, al word jy ontnigter, al word jy teleurgestel, al is daar baie goed wat jy nie verstaan nie, dalk goed wat in die wêreld gebeur waarmee jy nie saamstem nie. Daai anker van ons Christelike geloof bly onveranderlik dieselfde. Daardie iemand in wie jou en my geloof geanker en gewortel is. Die woord sê hy is van ewigheid tot ewigheid dieselfde. Hy verander nooit nie. En dit mis die ongelowige wêreld. Ons as Christene lyk dalk baie keer vir die wêreld vreemd, want ons hoor ook 'n ander ritme. Ons hoor 'n ander klank. Ons hoor die ritme van die Heilige Gees van God. Ons luister na 'n ander stem. Ons luister na die stem van die Here. Ons steur ons aan die wil van God. En ja, partykeer mis ons dalk die stem van die Here, né? Ons hoor dalk nie so mooi duidelik altyd dit wat God wil hê ons moet hoor nie. Miskien ook omdat daar baie ander klanke en ander stemme is wat ons aandag aftrek. Jeremia kom leer ook vir ons hoop is 'n aktiewe ding. En daarom kan ons ook medewerkers word om God se hoop sigbaar te maak in hierdie wêreld. Om vir ander mense wat saam met ons die pad loop, hoop te gee.
om bakens van hoop op te rig, om die heeltyd eintlik met hierdie tema van hoop besig te wees. Want dis dit wat die wêreld by ons wil kom steel. Die wêreld wil vir jou en vir my kom sê, jong, alles is so donker, dis hopeloos. Daar's geen rede om te hoop nie. Dis wat die wêreld wil doen. En tog weet ons dat ons hoop geanker is in God se beloftes. Ek dink die groot gevaar met Kersfees is dat dit maklik net 'n droom kan wees, né? Die betekenis van Kersfees ook, 'n droom, soos waar ons met kinderlike oogies en met 'n naïewe soort van geloof wegraak tussen die liggies en die kersboompies. En waar ons saam met Rudolf die rooi neus trekdier en Vader Kersfees en al die engeltjies en al die skapies, maar net drome droom. En dan in Januarie, as die nuwe jaar ons tref, met al die nuwe nuus wat ons nou nog nie weet nie, dan vervaag daai droom baie keer. Miskien is dit so, né, dat dit die gevaar is van Kersfees. Ek dink Jeremia wil vir ons kom sê in hierdie tyd waarin ons leef. Ons kom aanmoedig as Jeremia vir ons bly sê, maak oop julle oë. Maak oop jou oë. Kom ek wys vir julle wat is moontlik. Kom ek stel julle voor aan hierdie God wat hoop en wat nuwe lewe bring. Want die Christelike geloof wil ons juis vir ons die heeltyd herinner daaraan dat daar is altyd hoop. Daar is iets soos geloof, al sien ons dit nie in ons swakheid nie. Al ervaar ons dit nie altyd nie. Daar's iets soos vreugde, al lyk die wêreld rondom ons donker en sleg. Hierdie Israeliete, die mense van Juda vir wie Jeremia skryf en profeteer, het tog in hulle swakheid, daar waar hulle in ballingskap was, het hulle aan hierdie hoop bly vasklou. Daar weg van hulle mense, weg van hulle besittings, weg van hulle stad, weg van die tempel, weg van dit wat vir hulle belangrik was. Daarso het hulle bly glo in die God wat alles kan verander. Ek wil sê hulle dans op die ritme van God se bladmusiek. Die ritme van God se woord waaraan hulle vasklou. En dit het hulle gelei. Dit het hulle gedra. Dit het hulle gemotiveer. En dit bring ons nou by Markus, en ek sal graag in die volgende paar geleenthede ook weer wil terugkom na die beeld van die woestyn of die wildernis. En dit is hoe Markus se evangelie begin. Markus haal nou aan die begin, haal hy aan uit Jesaja 40. En Jesaja 40 is ook geskryf in die tyd van Jeremia. So Jesaja en Jeremia was ook tydgenote. Hulle profesie het met mekaar oorvleuel ook. En nou begin Markus sy evangelie so, en ek lees dit vir ons, daai eerste 8 verse. Hy sê, die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle, laat julle doop en God sal julle sonde vergewe. Die hele landstreek van Judea, al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely, hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop.
Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe. Hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek, hy het gesê, die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Waarna toe gaan jy en ek as ons troos nodig het? Waarna toe gaan jy en ek as ons hoop nodig het? Waarna toe gaan jy en ek as ons dalk siek is? As ons verliese beleef of as ons bekommerd is? Ek dink dat die woestyn dalk een van die heel laaste plekke is waarna toe ons sal gaan. Is woestyn toe. Wildernis toe. Maar nou begin Markus sy evangelie juis met die woestyn. Markus is die enigste evangelie wat nie begin met die bekende Kersverhaal nie. Markus se inleiding is die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus van die Seun van God begin so. En dan vat hy ons woestyn toe, in die voetspore van Johannes die Doper. So Markus se evangelie weerspieël iets van die gestroopdheid van die woestyn. Want is daar in die woestyn waar jy en ek gestroop word van al ons voorbehoude, van ons eie geregtigheid, van ons eie planne, van ons eie antwoorde, van jou eie ek, van jou inhibisies, van jou persepsies oor hoe dinge moet wees. Die kaal, dorre woestyn is eintlik een van die heel laaste plekke waar 'n mens troos en hoop sou gaan soek. Maar as ons mooi daaroor dink, en ons dink aan die geskiedenis van God, dwars deur die Bybel met sy mense, met sy volk, dan was dit die meeste van die kere juis in die woestyn waar die Here vir sy volk die antwoorde gegee het, waarna hulle gesoek het. Miskien daarom dat Markus ook juis vir Jesaja aanhaal, Jesaja wat self saam met die volk van die Here die donkerste tye in hulle geskiedenis beleef het. Hulle is daar in ballingskap deur die Babiloniërs, hulle is gestroop, het ons gehoor, van alles wat vir hulle waarde gehad het, hulle grond, hulle besittings, die tempel, Jerusalem. Hulle is geskei van hulle geliefdes, van hulle mense. Eintlik is hulle identiteitloos. Hulle voel maar ons lewe het geen waarde, geen betekenis nie. En 'n mens kry nou die gevoel, as jy 'n gedeelte soos hierdie in Markus 1 lees, dat daar tog iets anders is aan die woestyn. Dat daar tog iets spesiaal aan die woestyn moet wees. Jesaja begin hoofstuk 40 van sy Jesaja boek, dis Deutero Jesaja, begin hy met die volgende woorde. Hy sê, en hy herhaal dit 2 keer, hy sê, die uitkoms is hier. Die uitkoms is hier. Dit sê God, moet julle vir my volk sê, bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hulle, julle swaar kry is verby. Is dit nie aangrypend nie? En nou vat Markus ons saam met Jesaja agter hom in Johannes die Doper se voetspore woestyn toe. Ver van die stad af, né? Ver van Jerusalem af. Woestyn toe. Ver van daai bekende omgewing met al die bekende bakens in die stad. Ver van die tempel af, weg van die tempel af met sy offers in sy rituele, in sy liturgie. Want in die woestyn hoor jy die echos
ook van 'n boodskap wat vir jou iets wat ongemaklik kan maak. Jy hoor daar die echos van die boodskap, die oproep tot bekering, sê Markus hier. Jy beleef daar 'n vreemde ritueel doop in 'n rivier. Jy hoor daar van vergifnis van sonde. En dit is hoe die goeie nuus van Jesus Christus begin. Die woestyn lyk natuurlik verskillend in ons lewens, né? Die een ou se woestyn lyk anders as die van die ander. En die woestyn is nie noodwendig iets wat ons gaan soek nie. Die woestyn het 'n manier om ons ook te stroop van ons tweede en derde en vierde planne en ons antwoorde en ons selfsugtigheid. Ons soeke na mag, na beheer, na eie geregtigheid. Die woestyn bring ons op ons knieë. Die woestyn laat ons broos. Dit maak ons harte sag, dit laat ons inkyk. Dit laat ons erken. Dit laat ons ook ons sonde en ons tekortkominge raak sien. Ons kan vanoggend sê die woestyn is 'n plek van teleurstelling, of kan wees. Dit kan 'n plek wees van disappointment, kan 'n plek wees van verleentheid. Maar die woestyn is ook God se appointment. God se afspraak met jou en met my. Dis daar in die woestyn waar God se adventus dei gebeur. Die naderkom van God na die wêreld, na ons, na jou en na my. Daar waar God jou kom ontmoet. Dis die boodskap van Kersfees, né? God kom om ons te kom ontmoet. God kom nader na ons toe. God kom om te kom heel maak. God kom ook om ons te kom stroop van daai skrikwekkende ego wat baie keer meer afbreek as opbou. Die woestyn help ons ook om verder te sien. Die van ons wat al in die woestyn was weet, daar sien jy ver. Dit help ons om die volle prentjie te sien. Dit help ons ook om in die woorde van Jesaja medewerkers van God te word. Om die pad gelyk te maak, verander, vir mekaar. Om te help opvul die ongelykhede. Om ongeregtighede aan te spreek. Daar in die woestyn op ons knieë aan die einde van jouself leer jy ook wat opstaan beteken. En baie van ons het dit ook al in ons lewe beleef, né? Jy was daar in die woestyn, jy was platgeslaan, miskien moedeloos, miskien sonder hoop, dalk sonder uitkoms. En dan was dit God se hand, God se teenwoordigheid. Jou verhouding met die Here, jou geloofsanker in Jesus Christus verbind aan God, wat vir jou daar laat opstaan het en vir jou perspektief gegee het. Daardie waarde van jou diamant mens wees teen daai donker agtergrond na vore gekom. En die diamantmeester jou in sy hand opgetel en van jou 'n sieraad gemaak in sy koninkryk. Mag ons dit hierdie Kersfees regtig beleef. Mag Kersfees vir ons 'n tyd van oorwinning wees, ook 'n tyd van oorwinning oor die woestyne in jou lewe. En mag jy en ek saam met Jesaja en Jeremia, en Markus en Lukas, en Matteus en Johannes en al die ander die herstel beleef
wat die boodskap van Kersfees vir ons bring. Mag ons self ook mense wees. Mag die Here vir ons elkeen by die punt bring waar ons ook opnuut ontdek, maar ons is self ook 'n instrument in die hande van God. Instrumente wat heel maak, wat help, wat bid, wat toerus, wat seën, wat ander optel, wat saamloop op hierdie pad. Amen. Kom ons buig ook in gebed voor die Here. Here, dankie vir u kosbare woord. U woord wat mens geword het, in hierdie wêreld onder ons kom woon het, dat ons sy heerlikheid kon sien, ja, die heerlikheid wat hy het as die enigste seun van God, ons verlosser, Jesus die Here. Here, dankie dat u saam met ons stap, soos wat Psalm 121 ook sê, die skaduwee aan ons regterhand, dat u die beskermer en die bewaarder is van Israel, die een wat nooit sluimer en nooit slaap nie. Dankie Here dat ons daarin self ook rus kan kry, in die wete dat u 'n afspraak het met elkeen van ons. Dankie Here vir stilhou plekke langs die pad. Dankie dat u met ons ook en vir ons bakens oprig, soos wat u deur die geskiedenis ook gedoen het met u volk, met u kinders, op verskillende plekke waar hulle altare kon bou, waar hulle gedoop kon word, waar hulle geloof kon bely, waar hulle kon saamkom om u te aanbid en u te eer. Ja Here, dankie dat Kersfees ook so 'n stilhou plek is, langs die pad. Here, kom maak vir ons nuut, kom raak vir ons opnuut weer aan in hierdie Kerstyd. Maak dit vir ons 'n tyd van genesing, van herstel, van nuwe perspektief, van nuwe hoop, van nuwe geloof. Ons bid dit, Here, in die wonderlike naam, die enigste naam waardeur ons gered is. Die naam van Jesus, die Here. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here ook te dien met ons dankoffers. U sien daar op die skerm as deel van die afkondigings dat die koningskinders beoog 'n projek vir volgende jaar. Hulle het blikke nodig, gewone koffieblikke of dan baba formule blikke, en die skenkings kan by die kerkkantoor afgegee word. Daar's ook in die afkondigings 2 telefoonnommers wat u kan skakel as die kantoor dalk toe is en jy het 'n paar blikke wat jy wil skenk vir die projek, dan sal hulle dit baie waardeer. Dan maak ons ook reeds ons gemeentekamp bekend, die 7de tot die 9de Februarie volgende jaar. Hou gerus ook die datums daarvoor oop. En dan die spesiale eredienste deur die vakansietyd, ons gewone oggenddienste 9uur elke Sondagoggend, en dan die gelofte erediens Maandag die 16de Desember 8uur, en die Kersfees erediens ook 8uur die 25ste Desember. Daar sien jy die verlowe, Dominee Ulrich so tot die 22ste Desember, ek self dan tot die 8ste Januarie, en die kerkkantoor is gesluit van die 12de tot die 13de. Almal is baie welkom vir 'n koppie tee of koffie na afloop van die erediens ook. En dan
By ons voorbedingslys sien ons die name van 'n hele aantal lidmate. Ons bid nog vir Gerrit Miller, Martie se seun. Ons bid ook vir Tannie Anet Ootendal. Sy het 'n bloedklont in haar been ontwikkel en sy was vir behandeling in Bethlehem. Sy is weer terug by die huis. Ons bid vir haar vir beterskap. En dan Robert en Monica Nel, ons kosterspaar. Hulle het hierdie afgelope week letterlik 4 kleinkinders ryker geword. 3 lingetjie is gebore, baie klein, 3 dogtertjies van so 1.2, 1.5 kilogram. En toe ek daaraan dink, toe besef ek dis so groot soos 'n pond botter, nee, pakkie botter. Klein ou babietjies, dit gaan goed met hulle in Pretoria. En dan is daar ook hier in Pietermaritzburg 'n 4de kleindogter die week gebore. So baie geluk aan hulle. Jochie Prinsloo sterk aan na sy oogoperasie. Hy verduur nog pyn en ongemak. Ons bid dat alles ook daar in plek sal val en hy spoedige genesing sal beleef. Louis Viljoen se pa is oorlede verlede week reeds. Ons bid vir hulle familie. Esmarie Versagie wat nog baie pyn ervaar aan haar rug nadat sy van die perd afgeval het. Tronel van der Lingen sterk aan na haar knieoperasie. Het gaan goed met haar ook. Dan bid ons nog steeds vir Jana Volmalter, Marius hulle en hulle gesin. En dan ook al die ander persone van wie julle die name daar sien. Annel Becker, David Becker, Joe en Sophie Vogel, Estie Skutte, Dr. Hans en Annelie van Sail en Rita Ferreira. En dan dink ons ook aan Marie Kriek. Sy was die afgelope week ook vir ondersoeke en behandelings in die Kaap en Marie is met lupus gediagnoseer wat ook 'n outo-immuun siekte is. Sy beleef baie pyn in haar ledemate, spiere, gewrigte. So kom ons bid vir haar ook vir die pad vorentoe dat hulle die regte behandeling vir haar ook sal gee. Goed, kom ons sluit af met ons laaste lied. Ons sing lied 354, 'n Kerslied, O Christus ons verlange, U het ons heil gebring. Kom ons sing verse 1, 2 en 3.
ontvang ook so elkeen die seën van die Here. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.